Welkom terug by Volgelinge van die Weg, dis week 2. Ons het laasweek gepraat oor wat dit beteken om 'n volgeling van die weg te wees, en dat geloof nie net 'n idee is nie, maar dat dit 'n pad is wat jy saam met Jesus stap. Ons kuier vandag saam met Janie Meyering, en ons is so opgewonde om haar saam met ons te hê. Welkom. Dankie Llewellyn, ek sien baie uit. Okay, so vandag wil ons vra, hoekom hierdie proses? Hoekom dink jy het ons nodig om doelbewus deur so 'n reis te gaan? Ek dink oor die algemeen Llewellyn, jy weet, vir my in ons wêreld besef ek as ons iets intentioneel doen, dan verander dinge. Yes. En baie keer, jy weet, ons leef in 'n gedrukte wêreld en jy het partykeer 'n benadering van net fighting to survive. Jy weet, Ja. ek wil net oorleef. Maar 'n proses soos hierdie, voel vir my, dis tipies daai ding waar jy 'n besluit neem. Jy neem 'n besluit, jy skakel in en jy gaan op 'n reis. Precies, En dit wat ons intentioneel doen, baie keer werp goeie vrugte af. En ek dink dit is hoekom mense dit al doen. Jy weet, hoekom dit is hoekom ons 'n proses doen in plaas van om net, jy weet, sal ek bietjie hier lees, sal ek bietjie daar gesels, eerder 'n doelgerigte proses by inskakel wat nie 'n wet raak nie, maar wat iets is wat jy graag wil doen, want jy wil groei, geestelik. Ja. Ek stem saam met jou. Jy het nou so 'n bietjie geraak aan bietjie hier lees, bietjie daar lees. So, wat dink jy maak hierdie proses dan nou eintlik beter as om net normale Bybelstudie te doen? Ek sou sê hy vat jou op 'n reis. So jy begin op 'n punt, en soos wat ons nou weer die hele proses verduidelik, verbind eers met Jesus. Jy begin op 'n punt waar jy regtig weer in diepte gaan kyk, maar wie is Jesus? Wie is hierdie weet God wat ek dien, die persoon wat ek mee 'n verhouding het, en hoe verbind ek dan met hom? Want baie keer, jy weet, ek dink soos wat jy by die Here aanklank vind, of jy kom tot bekering, begin jy dalk op 'n punt, maar jy het nooit regtig vir jouself uitgemaak, maar hoekom dien ek hierdie God? Wie is hy regtig? En hoe gaan ek my lewe by hom inskakel? Want enige verhouding werk so. Jy wil weet by wie jy met wie jy 'n verhouding het. En dan as dit oorbeweeg na verandering toe, dan gaan dit weer daar, gaan ons weet, ons werk van 'n punt af om te sien, maar hoe werk dit om te verander? Dit is nie net 'n vreeslike, maklike magical ding wat gebeur nie. Daar verandering vind plaas op 'n sekere manier as ons verhouding met die Here het, en dan natuurlik verpligting wat soos 'n vrug is, soos okay, so wat is dan my verantwoordelikheid as 'n kind van die Here? Ja. Dis baie mooi wat jy daar sê. Ek het, dis nou seker 'n bietjie persoonlik, maar dit voel vir my soos die eerste keer dat ek my hart vir die Here gee het, en regtig gevoel het ek wil die Here dien, omdat daar nie 'n pad was wat ek kon stap nie, was dit half meer jy kan maklik afdwaal, as ek dit so kan stel. Maar as jy doelgerig iets doen en 'n pad stap, dan gaan dit baie moeilik wees om van daai paadjie af te dwaal. En jy gaan altyd iemand hê wat jou kan terugtrek. So, dis amper soos daai noord. Jy weet, jy weet waarheen loop ek, en tussen watter lyne bly ek, sodat ek op hierdie pad bly loop. Verseker, So Janie, wat sal jy sê, wat geniet jy die meeste uit hierdie volgelinge van die weg proses? Ek dink dat almal op dieselfde bladsy is, as dit sin maak. Want soos wat ons nou begin het in die groepies waar ons is, ons het in ons huisgesin begin, en ek het 'n klein groep wat ons mee begin het. En dis so lekker, want almal het nou, ons weet wat is die topic, of wat is die tema. En dan jy nou hierdie dagstukkies wat daardeur hardloop, so jy dink lekker diep, en jy lees die skrif, en dan is daar hierdie persoonlike ding wat gebeur. So jy engage met daai tema persoonlik, en die Here daag jou uit, jy weet, en jy moet bietjie op die uitdaging nou reageer in die dag, en hoor wat die Here vir jou sê. En dan, as jy nou by mekaar kom, dan kan jy dit nou deel. So jy's nou nie alleen, ek bedoel, ons is nooit alleen nie, maar dit voel vir my, selfs by die kerk by mekaar kom, dan praat ons maar oor random goeie, jy gaan nou nie presies oor die ding praat wat die Here nou vir hierdie week gesê, dit's bietjie vinnig en diep, jy weet. As jy by die klein groep kom, dan sit gewoonlik die leier wat iets het wat hulle bring, en dit is goed. Ek bedoel, jy kan altyd daai uit leer, jy leer uit, en jy deel
jou ervaring daaroor. Maar as jy nou saam in die week gedoen het oor hierdie een ding genadig, jy weet, en die Here het nou met jou gepraat daaroor en jy het bietjie gestruggle met iets en daar iets gebeur in die week en die ander persoon wat net reg oor jou sit nou presies dieselfde ding, jy weet, hulle het ook gestruggle met genade, want toe begin hulle weer dink oor maar wat beteken genade vir my? Hoe weet ek nou hierdie genade wat die Here wys? Wat jy weet, dan gaan jy so lekker starter eintlik. Dis soos daai tipiese boekklap as ek nou so kan stel, wat jy lees die boek, ek lees die boek en ons kom een keer 'n week bymekaar en ons praat oor wat ons ervaring was. Dis presies dieselfde gevoel wat ek kry van volgende week. Is dit ook dieselfde vir jou? Yes, dit is soos jy sê en so ons is op dieselfde bladsy. Ons loop dieselfde journey, obviously like elkeen is baie individueel, maar nou kan ons dieper gaan. Ja, dis soos jy sê, want as mens altyd net alles oppervlakkig doen, dan voel dit net vir my kry ons regtig die vrug daar uit wat die Here vir ons beplan het, weet. Ons het nou in die Engelse diens bietjie gepraat ook oor die woord en die Here sê daar, hy sê search the scriptures. You search the scriptures. En as jy gaan diep delf, dan kry jy die Here op soveel ander maniere. Ja, dis definitief waar. Jy weet, waar as ons nou elke keer iets anders doen, baie keer dan voel dit vir my, maar gaan ek nou diep genoeg? Het ek nou regtig alles gekry wat die Here vir my in hierdie oomblik kan gee? Dis waar. En nou doen ons dit nog saam ook. Nee? Dit is fantasties. Ja, so wat ek ook ervaar het met hierdie proses is dat soos wat jy nou, soos jy sê, in die woord indelf, dieper in die woord ingaan, voel jy hierdie sense of belonging, as ek dit so kan stel, hierdie vervulling in jou, dat jy doen nie net iets bolangs nie, dit is regtig 'n pad wat jy stap saam met die Here, en dit is 'n pad wat jy nie net saam met die Here stap, maar ook saam met mense wat saam met jou hierdie pad stap. Ja, verseker, en dit, jy weet, ek dink dit bring groei wat ons nie verstaan nie. Dit in die Here werk op maniere wat onsigbaar is. Ja. En selfs in 'n proses is 'n wonderlike ding. 'n Proses vorm en jy weet, daai formasie, daai geestelike formasie waarvan ons praat. Die Here vat hy vat elkeen van ons in elk geval deur 'n proses vir ons hele lewe. So sou ons nou in so 'n proses soos hierdie engage, kan ons weet dat daar is iets wat met ons gaan gebeur op 'n vlak, want dit is deel van 'n proses. En ek glo dis hoe die Here die wêreld aan mekaar gesit, want daar's natuurlike prosesse, daar's emosionele prosesse, daar is fisiese prosesse. Ons lewens is eintlik saamgestel deur prosesse. Dis waar. So hoekom sal so 'n proses dan nie daai vrug bring van geestelike groei nie? So 'n ander manier om daarna te kyk, en 'n baie interessante manier om na dit te kyk. Ek leer baie elke week, of elke dag wat ek deur die boekie gaan, deur die Bybel gaan, met die Here tyd spandeer, waar ons lekker gesels, leer ek nuwe goeters, en dit maak my regtig my hart bly om te weet dat daar is ander mense, nie net in my gemeenskap nie, maar waar ook hulle self bevind, wat hierdie spesifieke proses ook deurgaan, wat dit saam met jou journey, so dit is half soos 'n gemeenskap van volgelinge. Ja, en ek in my kop sien ek dit, weet, as mense mekaar raakloop, die ouens wat nou die journey doen, sê, maar jy al by daai deel gekom. Dit is amper soos 'n series wat jy kyk, jy weet, soos daai episode, nee, wag tot jy daar kom, wag tot jy daar, jy weet, dan kom jy so excited raak, ek nie spoilers gee nie, maar soos wat jy aangaan, ons het in die groepie wat ek is, het 'n dame op bestaan om te sê, maar jy weet, sy weet nie, sy voel sy het al dieper Bybelstudies as hierdie gedoen. En ek sê te vir julle, dit is waar, verseker, ek wil, daar's baie basiese goed wat ons weer hanteer, maar, het is so, byt net vas. Ons is al by week hierdie, jy sal sien, jy weet. En toe daai volgende keer wat ek al sê, jy was reg. Maar die volgende week het ons nou dieper gegaan en hierdie goed sien ek nou op 'n ander manier, jy weet. So ek dink dis daai excitement wat dis definitief dieselfde gevoel. Ja. Dis baie cool. Ja. Okay, so dalk is dit 'n vraag wat jy vandag jouself kan vra. Waar voel jy tans vas in jou geloof? Wat is daai een ding wat jou weghou van 'n ware pad met die Here? Voel jy groei nog, of is jy besig om aan te hou beweeg sonder enige rigting? Dankie dat jy weer saam met ons gestap het vandag. Volgende keer kyk ons na iets prakties, so hoe bied mens hierdie proses aan? Of jy sê baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het, Janie.